Julle ons doen vandag direkte en indirekte eweredigheid. Dis vir my 'n belangrike konsep, baie belangrik en partykeer nogal 'n moeilike konsep, né? So kom ons behandel eers wat is dit? Wat is direkte en indirekte eweredigheid? Nou kyk net 'n tabelletjie onder. Jy kan duidelik sien dat hierdie besig is om te styg van 3 na 9 na iets na 15. So dit is stygend. En die onderkant was dit ook besig om te styg. En wanneer albei my tabelletjies, my X en my Y-waardes of my twee resultate of wat jy het ook al in 'n woordsom, daar twee goedjies is wat albei styg, dan noem ons so albei styg, bo styg en onder, dan noem ons dit direkte eweredigheid. Dit kan ook albei af wees, né? Soos albei in dieselfde rigting gaan, dan is dit direkte eweredigheid. En dan indirekte eweredigheid is eintlik net die omgekeerde daarvan. Dit sou wees wanneer ek byvoorbeeld iets wat opgaan en iets gaan af. So een van my resultate gaan op en een van my resultate gaan af. Maar direk is beide op en beide af. Okay, so ons gaan nou 'n paar voorbeeldjies doen. En ons gaan na hierdie tabelletjie kyk en hulle vra die eerste vraag, is dit die direkte of indirekte eweredigheid? Dis baie obvious, dis direkte eweredigheid want beide van hulle is besig om te styg. Okay. Die moeilike dele is meer bereken A en bereken B, die onbekendes. Nou, daar's nie eintlik formules nie, daar's meer metodes soos dit gaan doen. So kom ek leer jou eerder 'n metode. So wat ek vandag wil doen is net basiese metodes vir direkte eweredigheid. Wat ons doen is, ons gaan soek altyd vir jou 'n breek of 'n verhouding wat volledig is, soos in die geval. Die ene wat volledig is en die ene wat jy wil uitwerk. Ja? En dan gaan skryf jy dit neer. 9 op 16. 9 op 12, jammer. 9 op 12. En daar's A tot 16. Okay. En wat ons dan gaan doen is, ons gaan hierdie metode gebruik. Ons soek iets bo en iets onder wat ons kan maal. Maar ons moet dit kan kriskras maal. So ons gaan so maal en dan so deel. So jy gaan een bo en een onder kriskras maal en afdeel. So wat is 9 maal 16? Gedeel deur 12. 9 maal 16 is 144. En ons deel dit deur 12, so dis gelyk aan 12. So A se waarde is 12. Kyk, ons kan eintlik ander verhoudings ook gebruik, of ander breuke as jy wil. Ons kan byvoorbeeld hierdie gebruik het. Hy is ook volledig, en dis die ene wat ek wil uitwerk, die ene wat ek wil uitwerk en 'n volledige ene. So weer eens, ons sou so oorgemaal het. 3 maal 16. En dan sou ons gedeel het met die 4. En 3 maal 16 is 48. En 48 gedeel deur 4 gee net vir my 12. So in albei gevalle sou ek A gekry het as 12. Okay. Dan, so dit was A. So kom ons werk nou B uit. Kom ek vir al hierdie goedjies uit. Ek gaan net hierdie A hou in die kant. Kom ons vat 'n ander kleur vir die B gedeelte. Ons wil nou B uitwerk ook. Kom ons vee sommer hierdie ook uit. So dit gaan die hele tyd oor, is daar iets wat volledig is, 'n verhouding, 'n breek wat volledig is. Kom ons vat weer hierdie enetjie, is altyd beter om die kleintjies te werk, en nou moet ek B uitwerk. So ons gaan iets soek bo en onder wat ek kan kriskras maal, 4 maal 15, en ons gaan dit deel, een wat bo die 4 is, ons gaan deel dit met 3, so ons gaan kriskras maal, of op of af deel. So hierdie is 60 gedeel deur 3, gee net vir ons 'n volle 20. Ons kon ook natuurlik hierdie ene gevat het, en dan ook hom gaan uitwerk het, either or, ons gaan gesê het, wat soek ons soek 2 wat maal, so 12 maal 15, en ons gedeel het met 9, en dit gee vir ons 'n volle 180 op 9, en 180 gedeel deur 9 is 20, so in die geval sou B dan 20 gewees het. So is eintlik by direkte eweredigheid baie maklik, iets bo en iets onder kriskras maal, en dan net op of af deel.
Ja, hulle kan dit ook vra vir ons as 'n woordsom, né? En ek weet niemand hou van woordsomme nie, ek self nie, maar kom ons probeer dit uitfigure. So wat hulle vra, hulle sê 5 bouers bou 16 huise in 30 dae. Nee, maar as jy die klein RDP huise, hulle kan 16 huise bou in 16 huise bou in 30 dae, dis nou die 5 bouers. Hulle sê as daar 2 bouers bygevoeg word, hoeveel huise sou hulle bou in 30 dae? So kom ons begin, ons sê vir onsself, goed, ons moet hierdie tipe verhoudings en breuke skep. So 5 bouers bou 16 huise. Ek gaan dit net so sê, 5 bouers tot 16 huise, né? Miskien moet ek hier so skryf, bouer 16 huise. Okay. Nou die vraag is, as daar 2 bouers bygevoeg word, dit beteken nou gaan hulle 7 bouers word. Hoeveel huise gaan hulle bou? Nou eers wat jy moet vir jou vra, is hierdie direkte eweredigheid of indirek? Onthou, daar was 5 bouers en hulle het 16 huise gebou. So en nou is daar 7 bouers en so hulle gaan obviously meer bou. So beteken dit is 'n vorm van direkte eweredigheid, want die een het opgegaan en die ander een op. Want 7 bouers gaan ons obviously meer huise bou. So dit is 'n vorm van direkte eweredigheid. So vind altyd net uit, is dit direk of indirek? Okay. En dan wat doen ons by indirek? Ek bedoel by direk, want hierdie is mos nou direkte eweredigheid. Ons soek, dit weet nou 'n ander kleur vat. Ons soek iets wat ons kan kriskras maal, wat in die geval die 16 maal 7 is, en dan deel ons mos met daai bedrag met die 5, né? So ons gaan kriskras maal, en dan gaan ons deel met die 5. Okay? So 16 maal 7 is vir ons, geef ons 112, en ons gaan 112 deel met 5, en dit gee vir ons 22,4. So hoeveel huise sal hierdie ouens bou in 30 dae? Eintlik net 22, want jy kan nou nie eintlik 'n halwe huis bou nie. So addisionele 2 bouers gaan vir ons 22 huise gee. So omtrent 6 huise meer 'n maand. En dit lyk korrek, want 5 bouers het 16 huise gebou, 7 bouers 22,4. Ja, dit klink 100% korrek. So hierdie is 'n vorm van direkte eweredigheid as 'n woordsom. Nou hier is 'n voorbeeld van indirekte eweredigheid, want onthou nou, kyk nou, hierdie ding is besig om te styg van links na regs, maar hy is besig om te daal van links na regs onder, né? So dis 'n vorm van indirekte eweredigheid. Nou ons gaan presies op dieselfde manier doen. Jy gaan vind vir jou breek, en ek hou van altyd kleiner breuke, want dit is altyd net makliker, né? Kom ons vat sommer die ene. Is eintlik 'n breek of die verhouding, en ons gaan vind die 2, die een wat ek wil uitwerk en een wat ek het. So nou gaan ek dit net skryf, 4, 14, eintlik staan hier so tot. Net so by the way, dis nie eintlik 'n streepie daai nie. Dis 4 en 14 tot 7 en dan 'n A. Nou, kan jy onthou wat het ons by direk gedoen? By direk sou ons mos dit gedoen het. Ons sou so gemaal het en dan so gedeel het, né? Nou gaan ons dit nie so doen nie. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan so maal en so deel. So ons gaan sê 4 maal 14 gedeel deur 7 en 4 maal 14 gedeel deur 7. So hierdie is 56 gedeel deur 7, dit gee vir my 8. So die waarde van A is dan net 8. En so kan ons gou nou die B ook doen sommer, né? Kom ons vat nou sommer hierdie verhouding. Ons chop and change maar net so. Die ene wat ek het aan 28, omdat eintlik is dit tot, en dan 8 en B, en ons gaan weer so maal en so deel, so 28 maal 2 gedeel deur 8, so dit is weer 56 op 8, en die keer is dit 7, so in die geval is B 7, en kom ons in sommer C daar aan die kant, wat jy nou wil gebruik, so kom ek vir al hierdie goedjies uit, gebruik ons net een om C uit te werk. Kom ons vat daar 'n kleur, sommer daar, wat het ons, kom ons vat swart maar in die geval. So vat ene wat jy het,
4 maal daai 4 en daai 14 en daai 14 en C. So 4 en 14 tot 14 en C. En wat doen ons? Ons maal so en ons deel dwars. So 4 maal 14 is maar 56. En 56 gedeel deur 14. 56 gedeel deur 14 is net weer 4. So dit is wat indirekte eweredigheid is. Dit is letterlik ons doen die kriskras-maal. Ons doen nie 'n kriskras-maal nie, ons maal boontoe en daar en deel dwars. Julle, hier sou gewoord soms, so eerste ding eerste, bevind eens uit, is dit direk of indirekte eweredigheid? Nou dink 'n bietjie, die bouers het van 5 af na 7 toe gegroei, né? As jy hier gaan lees, hulle sê 5 bouers by 16 huise in 30 dae, daar kom 2 bouers by. So die bouers het gegroei en dan sê hulle, hoe lank sal dit neem om hierdie 16 huise te bou? Nou dink bietjie mooi, meer bouers, gaan dit langer vat? Nee, dit gaan minder vat. So dis 'n vorm van indirekte eweredigheid. Nou, jy moet onthou toe ons tabelletjies gedoen soos met die X en die Y. Dan het ons nou 'n metode wat gaan gebruik by die tabelletjies. Okay? By indirekte eweredigheid is dit bietjie anders, want die bouers, omdat nou hierdie sou byvoorbeeld al die bouers gewees het en hierdie sou die tyd gewees het of wat ook al die geval mag wees. So hierdie die bouers gaan ons gaan 'n breek skryf of 'n verhouding, maar ons gaan dit nie langs mekaar skryf nie. Ons gaan sê 5 bouers tot 16 huise in 30 dae, want ons moet die dae uitwerk. Nou is daar 7 bouers tot hoeveel dae, né? Dis wat ons moet uitwerk. Nou, by tabelletjies sou ons so opgemaal het en dwars gedeel het, né? Maar nou, omdat die bouers nie langs mekaar hier lê nie, gaan ons bietjie anders doen. Ons gaan so maal en afdeel. So dis by 'n woordsom wanneer ek dit so gaan skryf, né? Wanneer die bouers onder die bouers is. Okay? En dan hierdie is 5 maal 30 en dan deel ons dit deur die 7. En 5 maal 30 is 150 gedeel deur 7 en dit gee vir ons, kom ons werk uit, 150 gedeel deur 7 gee vir ons 21,4 dae. Wat sal vat? Nou dis 21 dae. Wat beteken 0,4 dae? So dis mos 'n dag het 24 uur. So dis 4 ure uit die 24 wat ons nou nog so dis nou 4 uit 24, wat as ek het gedeel met calculate is 0,6, so is 21 dae en 6 ure, wat dit vir hierdie bouers sal neem om te doen, om hierdie 16 huise te bou. Het gaan nou eintlik nie oor hierdie nie, het gaan meer oor, kan ek die verhouding sien? Ek dink hierdie sal meer aanvaarbaar wees, so kom ons vee net hierdie uit, so hierdie gaan ons uitvee, so ek dink daar is baie aanvaarbaar, 21,4 dae vir hierdie 7 bouers, om dieselfde hoeveelheid huise te bou, en dit gaan net 21,4 dae vat, so baie vinniger. So direk en indirekte eweredigheid by tabelletjies, doen ons op 'n manier, 'n metode, gaan kyk na die woordsomme effentjies anders by indirek.